in die huis van die Here te kan wees. En dis 'n besonderse voorreg. Net in hierdie week het ons met soveel slegte nuus te doen gehad. En ek wil vir jou sê, ons moet elke dag waardeer. Ons moet mekaar waardeer. Kom, draai sommer na iemand toe en kyk hom in die oë of haar sê ek waardeer jou. Kom, sê dit net vir iemand. Amen. Prys die lieflike naam van die Here. Is jy reg vir die woord? Hoeveel van julle het 'n verwagting? Hoeveel van julle glo dat die Here nog mooi dinge vir jou instoor het? Hoeveel van julle glo dat die Here jou familie nog baie wil seën? Hoeveel van julle glo dat die Here Suid-Afrika gaan help? Halleluja. Ons vertrou die Here. Ek begin met 'n nuwe reeks wat ek getitel het Heilige Gees. En ons gaan vir 'n hele paar weke praat oor die Heilige Gees. Ons gaan nou amper ons Pinkstertyd binne. En ek wil dadelik begin en ek wil 'n stelling maak. En ek wil sê dis onmoontlik om die Christen lewe te leef sonder die Heilige Gees. En ek gaan vir jou wys dat dit God se plan is dat ek en jy as kinders van die Here deur die Heilige Gees gelei moet word. En kom ons kyk in Johannes 14 asseblief. Vers 16 en 17 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. En daai woordjie ander in die Grieks beteken iemand net soos ek. In die Engels, one of the same kind. En is dit nie wonderlik om te weet dat die Heilige Gees binne in ons woon nie? Is dit nie wonderlik om te kan weet dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? Jesus sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Ek wil hê jy moet dit nou saam lees, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang. Kyk mooi, die Heilige Gees woon in wie? Kom ons bly by die woord, die Heilige Gees woon in wie? In die kind van die Here. So partykeer bedoel mense goed en dan wil ons veralgemeen, want jy wil nie jou familie moet aanstoot neem. Jesus sê die wêreld kan hom nie ontvang nie. Ek wil die woord vir jou baie mooi oopmaak, let op dat wanneer jy die Here Jesus aanneem as jou persoonlike redder en saligmaker, dan kom woon God die Heilige Gees binne in jou. Hoekom? Sodat jy dan deur hom gelei kan word, want ek herhaal, dis onmoontlik om Christen te wees. Ekskuus, ek wil nou op niemand se tone trap nie, as ek dit doen, dan staan ek net in liefde so bietjie daar. Jy sal baie keer hoor van jou familie, vriende, daar waar jy bly, almal is net Christene. Wat is Christen? Die woord Christen beteken soos Christus. Christen is iemand wat Jesus Here gemaak het van sy lewe. Christen is iemand wat die Here Jesus volg en dien met alles wat in hom of haar is. Sodra jy wedergebore word, jou hart vir die Here gee, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou. Dis hoekom ons kan sê, God woon in ons. So let op dat die Here Jesus sê,
Die Heilige Gees gaan in ons wees, die kerk, tot in ewigheid. Kyk mooi, hy sê, maar die wêreld kan hom nie ontvang nie. Omdat dit hom nie sien, kyk daar, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dieselfde Heilige Gees wat in my woon, woon ook in jou. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is vanmôre hier by Word and Spirit, Pretoria Noord. Dieselfde Heilige Gees wat betrokke was by die skepping reg in die begin, in Genesis 1. Die Bybel sê en God het gesê, laat daar lig wees. Hoe het hy geskep? Met sy woorde. Hoe het hy geskep? Deur die Heilige Gees. Die Bybel sê die Gees van God het gesweef. Nee? Die Heilige Gees van God was daar van die begin af. En nou woon hy binne in ons. En die Amplified sê dit baie mooi, and I will ask the Father, and He will give you another, it's the same word, one of the same kind. In other words, somebody just like me. I will ask the Father, and He will give you another, can you lift your voice now? Helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see Him or know Him, but you know Him, because He, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. Sê saam met my, Heilige Gees, U is welkom in my lewe. Hoeveel van U kan werklik in vrymoedigheid sê die Heilige Gees is jou beste vriend? Ek wandel met hom. Mense kom en gaan. In die bediening het ons ongelukkig ook met baie seer en verwerping te doen. Maar die Heilige Gees sal jou nooit verlaat nie. Let op, die Bybel sê, God sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek wil hê jy moet hierdie kragtige skrif in jou hart, in jou gees, in jou denke kry. Hy sê, die Heilige Gees sal met julle wees en in julle wees tot in alle ewigheid. So wanneer iemand jou weer seer maak of verlaat, dan wil ek hê jy moet hierdie woorde onthou, die Heilige Gees sal jou nooit begewe of verlaat nie. Een van die Here se name is Immanuel, dit beteken God met ons. Hoe is God met ons? Deur sy Heilige Gees. Hoe praat God vandag met ons? Deur sy Heilige Gees. Ek antwoord baie vrae. Hoe praat hy? Deur sy woord. Wie die woord geskryf? Die Heilige Gees. Mense wat geïnspireer was deur die Heilige Gees. Hoe praat die Here vanmôre met sy kerk? Deur sy pastoor, deur die leraar, deur die prediker, wat geïnspireer word deur die Heilige Gees. Dis onmoontlik, ek herhaal vir die 3de keer, om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees. Want as jy 'n Christen is, beteken dit hy woon nou binne in jou. Hy sê, weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel van God is nie? So God die Heilige Gees wat dan nou binne in my woon, is so betrokke by my en by my lewe. Hy sê die wêreld kan hom nie ontvang nie, want jy sien die wêreld ken hom nie in al hulle weë nie. Daar's 'n mooi skrif wat sê ken hom in al jou weë.
dan maak hy jou baie gelyk. So ek en jy moet die Heilige Gees elke dag ken in al ons weë. As jy dalk alleen voel vanmôre of jy voel sommer net 'n bietjie moeg, dan het ek vir jou goeie nuus. Die Heilige Gees woon binne in jou. En miskien moet die kerk dit net weer hoor, dat die Heilige Gees wil regtig waar intens betrokke wees by jou doen en laat. Ek sal later vir jou in die reeks wys hoe hulle jou lei in alles. Jy kan ook baie radikaal word. Mense sê, joh man, pastoor Henry is baie radikaal. Hy wil deur alles gelei word deur die Heilige Gees, is regtig so? Vra jy hom voor jy iets koop of verkoop? Of doen jy dit maar net? Vra jy sy leiding wanneer jy 'n sekere pad moet ry, of ry jy dit maar net? Kom, laat ek jou 'n bietjie laat dink. Baie kere dan hoor ek die Heilige Gees sê, wag op my en moenie nou ry nie. Nee, moet net so 'n week saam met my kom. Dan wag ek op hom. Dan start ek nie die kar nie, ek wag. En dan later dan hoor ek, dan die Here my bewaar van 'n ongeluk wat net hier voor was of iets wat gebeur het, want die Heilige Gees weet presies wanneer moet jy ry en wanneer moet jy nie ry nie. Het jy vir die Heilige Gees gevra voor jy op vakansie gaan? Of doen jy maar net goed omdat jy dink dis oukei? Voor jy 'n partytjie gereël het jy vir die Heilige Gees gevra of dit oukei is met hom? Jy sien, dis nou radikaal Christen lewe, maar dit gaan jou spaar van baie verdriet wanneer jy hom begin ken in al jou weë. Jy wat 'n besigheidsman is, wanneer laas het jy vir die Heilige Gees gevra of dit oukei is om met hierdie deal besig te wees? Ek preek nou goed en julle kyk my so aan. Want die Heilige Gees weet presies wat hy wil doen vir jou. Miskien is daar iets soos bedrog waarvan hy jou wil beskerm. En as jy hom nie in al jou week ken nie, jy sien, die deursnee ou doen maar net goed, en dan na die tyd dan vra hulle, hoekom het die Here dit gedoen? En dan moet ek vir mense sê, maar dit was mos nou nie die Here nie. Het jy die Here regtig geken voor jy daai huis gekoop het? Jesus pastoor, maar hier is chaos in hierdie huis. Maar het jy met die Here gepraat voor jy die huis gekoop het? Nee, hier is allerlei spooke in die huis. Ons moet elke nou en dan huise gaan skoonmaak. En dan moet ek vir die ouens vra nou, wat soek die spooke in jou huis? Wat soek die demone in jou huis? Want 'n demoon gaan net in 'n huis wees wanneer hy welkom is. Geen demoon is welkom in Henry se huis nie. Laat ek dit duidelik stel, geen demoon, geen astrale projeksie, geen mensgees is welkom in my huis nie. Die bloed van Jesus is oor my en my familie. Dis soos 'n muur van vuur om my. Daar word gebid dag en nag. Enige demoon wat dit waag om te kom waar hy nie mag wees nie, mag die vuur van God omgryp in Jesus naam. Enige satanis, siketong mongo sankaya, enige heks wat astrale projeksie wil doen, wat naby manne van God wil kom, mag die vuur van God jou gryp in Jesus naam. Voel of ek so op 'n wolkie loop, die heerlikheid van die Here so op my. Die Heilige Gees is my beste vriend. Baie mense sê graag, ons is jou vriend. Hulle sê dit vir almal. As jy weer kyk, dan verlaat hulle jou. As jy weer kyk, dan verwerp hulle jou. Baie familie doen dit met mekaar. Familie wat jaloers is op mekaar, ensovoorts. Ek het vir jou goeie nuus, die Heilige Gees wil jou beste vriend wees. Hy's God. Hy woon binne in jou. Wil jy hom nie meer welkom laat voel in jou huis nie? Die Bybel sê, ons moet nie die Heilige Gees bedroef nie. Dit beteken, jy moet nie hom hartseer maak nie. Hoe maak jy hom hartseer? Wel, wanneer jy ongehoorsaam is. Wanneer jy besig is met goed wat hom nie behaag nie. Hoekom het God in sy raadsbesluite
besluit dat God die Heilige Gees in ons woon, binne in ons. Want dit is sy plan sodat ons die Christen lewe kan lei. Want niemand sou dit kon maak om waarlik vir Jesus te leef sonder die Heilige Gees. Hoe gaan jy versoekinge verdra en weerstaan? Kom aan, hoe gaan jy in hierdie bose tyd staande bly sonder die Heilige Gees? Hierdie is 'n wonderlike woord wat lewens gaan verander. Deel dit met al jou kinders, familie en vriende. As ons daar kan kom, dat ons net weer sal toelaat dat die Heilige Gees ons lei in alles, gaan ons lewens verander. Voor jy iemand trou, het jy hom gevra of dit oukei is, of is dit net omdat jy nou so lank wag? Jy is nou frustreerd en ons moet nou klaar kry, pastoor, ons moet nou trou, want net nou verlore kom. Net nou verlore kaal. Het jy die Here geken daarin? Het jy werklik God gesoek oor hierdie saak? Want jy sien, hulle sit in my spreekkamer en dan huil hulle, dan sê ek maar, die Bybel sê dan wat God saamgevoeg het, so het die Here julle saamgevoeg of nie, ja of nee. Want die Here sê vir my eendag, die rede hoekom baie mense skei, is omdat ek hulle nooit saamgevoeg het nie. Henry, dit was 'n great punt geweest. As God jou saamgevoeg het, gaan jy saam deur die storms, kan jy amen sê. As die Here jou saamgevoeg het, staan jy deur dik en dun. As die Here jou nie saamgevoeg het, pastoors, wil jy vir my sê, baie mense trou wat nie deur God saamgevoeg is, 100%. Klap die salwing my nou. Mense voeg hulle self saam. Dit was vir my so ernstige saak, ek het sommer gevas en bid. Is dit nie naas jou besluit om Jesus aan te neem een van die grootste besluite nie? Ek noem vir jou 'n paar goed. Die Heilige Gees wil so graag betrokke wees in jou huwelik. Hy wil so graag betrokke wees in jou besigheid. Hy wil so graag betrokke wees in jou finansies. Laat jy hom toe. Mense vra, wie is die Heilige Gees? En ons wil almal heeltyd baie mooi leer. Ons het heeltyd 'n invloed van nuwe mense en almal is nie op dieselfde geestelike vlak nie. So as jy hierdie weet, is dit baie goed, maar jy is nooit te oud om iets nuuts te leer nie. Draai gou na iemand toe en sê, jy moet elke dag 'n nuwe ding leer. Kom, elke dag, elke dag. Wie is die Heilige Gees? Ek wil gou vir jou in kort sê, die Heilige Gees is God. As jy nie die Heilige Gees erken as God nie, gaan jy nooit met hom wandel en sy wonderlike dimensies beleef nie. As jy die Heilige Gees behandel, hierdie gaan baie goed wees, luister mooi. As iemand wat sommer net 'n iets is, jare terug het mense die Pinksterkerk altyd gespot en sê, julle jaag die duiwe in die kerk. Want die duif is simbolies van die Heilige Gees. Mense het gedink is snaaks, is eintlik nie snaaks nie. Dit was maar net omdat hulle so onkundig is. Mense het, Pinkstermense gespot en gesê, julle is die happy clappies. Jy kan dit vir my aan mekaar sê, ek is happy en ek is 'n happy clappy. Draai nou iemand anders toe en sê, mag jy ook begin happy word, kom. Wie is die Heilige Gees? Kom. Jesus antwoord en hy sê, hy is die helper. Sy disippels vra hom, hy sê, ek stuur vir julle 'n ander helper. Hy is die helper. Hy is die een wat die kerk help. Hy is die een wat die kerk voorberei. Hoe kan jy kerk hou sonder die Heilige Gees? Hoe kan jy Christen wees sonder die Heilige Gees? Enige kerk of sogenaamde kerk wat teen die Heilige Gees en sy werkinge praat, is buitelyn.
Dis eintlik, as ek 'n sterk woord kan gebruik, godslasterlik. Let op dat die Here Jesus sê, jy kan nou goed sê oor my, terwyl hy op aarde was, sê dit, jy kan nou goed sê van die seun van die mens, maar as jy teen die Heilige Gees sonde gaan praat, dan sal jy nie vergewe word. Wie is die Heilige Gees? Hy is ons helper, hy is ons trooster. My hart gaan uit vanmôre vir baie van ons vriende, en as 'n pastoor deur ons elke dag met mense se doen en late, net hierdie week kosbare mense, as julle dalk nou kyk daar van Botawil af, my hart gaan uit vir julle. 'n Kosbare vriend, 'n seun wat verongeluk het met 'n vliegtuig hierdie week. Hy's 'n loods in 'n ander land gewees en hulle het hom afgeskiet. En hy familie gaan deur hel. En my hart huil so. En dan probeer ons mooi woorde gebruik en die Here help ons, en daar's sekere ouens wat jy's net gesalf om te kan praat, maar nog steeds dis net die Heilige Gees wat weet hoe om te vertroos. Ander kosbare vriende van ons, iemand wat ek getrou het net nou die dag, net uitgevind dat sy, en hulle kyk dalk nou daar van Mosselbaai, dat sy in haar stage 4 kanker het, net in een oomblik het net diagnose gekom, pyn gehad, en skielik sê hulle vir ons, kan vir jou niks doen nie, chemo sal nie eens help nie. Nou ek weet net dat my Jesus 'n groot geneesheer is, daar's niemand soos hy nie. Maar in konteks van die Heilige Gees, hy vertroos. Jy kan allerhande goed sê, pas op, jy sê partykeer goed wat mense irriteer. Wanneer mense deur baie moeilike tye gaan, moenie net goed sê nie, hulle hou nie daarvan. Al wat jy sê is, ek bid vir jou en ek dink aan jou. Want jy sê dalk net iets wat hulle nie wil hoor nie, want weet jy wat, jy is nie in daai persoon se skoene nie. Moenie sommer net vinnige opinie gee, omdat jy dink dit gaan help nie, dit kan dalk meer skade bring. Mense sê baie keer goed, weet jy hoekom, want hulle weet nie wat om te sê. Wat sê jy vir iemand? Iemand wat 'n kind nou deur die dood verloor, nou wil jy iets sê om dit mooi te laat klink, moet dit liewers nie doen nie. Sê net, ons bid vir jou. Die Heilige Gees is jou trooster, die Heilige Gees help jou. En so dink ons aan al hierdie mense en ons bid vir hulle, mag die Heilige Gees julle vertroos, hy is die trooster. As jy vanmôre hier sit, of nou na my kyk, en jy's hartseer, of jy voel net seer gemaak, wil jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou net vertroos nie. Dis deel van sy bediening, dis deel van sy funksie, hy word genoem trooster. Ek kry baie mense wat nie wil hê, ons moet hulle troos nie. En dan sien ek so 'n persoon wat nie oop is vir die Heilige Gees se werking, wat vertroosting ook insluit nie. Dis nie lank nie, dan meld die duiwel aan. Luister na Openbaring. En dan sê die duiwel, ek sal jou nou help om verder verbitter te word. En dan kry ons mense wat verbitterd word, in plaas van net toelaat dat die Heilige Gees hulle vertroos, want ons almal het met hartseer te doen in hierdie lewe. Het maak nou nie saak hoe wonderlik is jy nie, wie jy is nie. Het jy geweet dat ons almal met die dood te doen het? Het jy geweet dat ons almal met siekte te doen het? Het jy geweet dat ons almal met omstandighede te doen het? Daarom moet ons so empatie vir mekaar hê. Ek wil vir al die pastore net 'n mooi woord gee. Deel van wat ons doen elke dag is om ook empatie met mense te hê. Nie kits antwoorde te gee nie. Wanneer iemand regtig voel, jy gee om, jy voel vir hom, dan luister hy graag.
Moet asseblief nie my vooruit hardloop nie. Wie is die Heilige Gees? Hy is die helper, hy is die trooster. Hy is die derde persoon in die Godheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Daar's net een God, 3 persone. Sê dit saam met my, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. As ek dit so kan verduidelik, dis amper soos die son. Jy sien net een son. Kom ons sê nou maar hierdie bol son is God die Vader. Die lig, want die son maak lig, gee lig. Die son verdryf die duisternis. Kom ons sê dit is Jesus, die lig van die wêreld. En dan die vuur, die krag van die son, is die Heilige Gees. As jy kyk na my, hoeveel sien jy? Net een? Maar ek is gees, siel en liggaam. Sê saam met my, ek is gees. Jy sien die vyand vang mense deur die jare, omdat hulle nie onder goeie woord sit en geleer word. Al weet hulle niks van gees nie. En dan maak hulle die geesdinge af. Terwyl ons gees is. Ek het 'n siel. Dis my wil. Dis my emosies. Dis waar ek redeneer en dis waar die meeste ouens se probleme lê. Meeste ouens se redenasie staan in die pad van God se bonatuurlike krag, want jy wil alles uitredeneer. Sê weer saam met my, ek is 'n gees. Presies wat jy is. Sê, ek is 'n gees. Ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. En as jy nie hierdie liggaam oppas nie, dan gaan jou gees uit jou liggaam uit. Jou liggaam is soos die voertuig wat jou gees binhou. Wanneer jy jou laaste asem uitblaas, is 'n wonderlike gesig vir 'n kind van die Here. Ek praat van hy wat nou sterf, sy wat sterf. Die Bybel sê die engele van die Here is betrokke daar. Jou laaste asem uitblaas, dan gaan jou gees uit jou liggaam uit. In een oomblik. Jy gaan sien hoe lê jy daar. Jy gaan sien hoe huil, jy gaan sien hoe skarrel en dan is jy weg vir ewig en altyd by die Here. So ons moet oop wees vir die Heilige Gees, want hy werk hierdie dimensies. En ongelukkig is ons nou in 'n tyd waar die meeste net sielkundig wil praat. Daar's 'n plek vir dit. Die woord was ons denke, kom aan, die woord verander en vernuwe ons denke. Maar as jy net sielkundig wil praat en jy laat nie toe dat die Heilige Gees jou lei nie, gaan jy nooit vrykom nie. Jy as prediker, luister mooi na my, gaan nie mense vrykry nie. As daar 'n gogga is, ek noem dit 'n gogga, 'n demoon in iemand is, en jy gaan net vir hom vra, hoe voel jy? Gaan hy dalk nou vir jou sê, ja, ek voel nie so lekker nie. Nou is hy ou ook wakker. Maar die Bybel sê, daar was 'n storie van die 7 seuns van Skefa. Nee. En toe is daar nou ouens wat nou, hulle sien hoe dryf die apostels en Paulus duiwels uit, en toe wil hulle dit ook probeer, want hierdie ou was so vol demone, en die Bybel sê, een ou, vol demone, het 7 jong manne as ware verskeer. Hulle klere uitgetrek, hulle het weggehardloop. Nou kry nou hierdie prentjie, een ou vol demone, wat 7 jong manne tackle. Nou hy gees praat, toe hulle wil daai ding uitdryf, toe praat hy, sê, yes man, Jesus ken ek, en Paulus weet ek van, maar julle, wie is julle? Nou wil ek vir jou vra, weet die duiwel van jou? Is hoekom hierdie weke wat nou voor lê so belangrik is. As jy sê jy's 'n Pinkstermens, wil ek vir jou vra, is jy Pinkster? Of is dit net by name?
kom ek maak die woord vir jou mooi oop. Want dit help nie, jy sê net, jy glo daarin, maar jy bid nie vir siekes nie, jy getuig nie, jy dryf nie duiwels uit nie. My gebed is dat elkeen van ons mense, net waar jy kom, mense sal help, mense sal vrymaak, kom aan, mense sal gesond maak, dat jou hande op die siekes sal lê en dat hulle gesond sal word. Net waar jy kom, dat jy duiwels sal uitdryf, kan jy amen sê, ja, dis vir ons, dis Pinkster. Ons wat deur die Heilige Gees gelei word. Want wat vir my tragies is mense of kerke wat net by name, en jy sê jy het so groot geword, maar jy beleef dit nie, jy laat nie toe dat die Heilige Gees jou gebruik nie. So hierdie is baie kosbaar en baie belangrik. Kom ons gaan vinnig hierdeur, wat doen die Heilige Gees? Jy kan dit neerskryf of 'n foto neem, hy help my, dit kom net so uit die Bybel uit, kom ons bly net by die woord, hy troos, hy lei, hy leer, hy vul ons met sy krag. Lig som jou hande en sê, Here, gee vir my nuwe krag, kom. Die Bybel sê ook dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Hoekom? Sodat jy 'n getuie kan wees. Kan ek vir jou vra, het jy hierdie week wat verby is siele vir Jesus gewen? Want jy word toegerus om dit te doen. Ek moet jou toerus en ek doen dit na die beste van my vermoë, sodat jy kan gaan en siele wen. Daar by jou werk, daar by jou huis, daar by jou familie. Dis wat die Here van jou verwag. Wat doen die Heilige Gees? Hy werk die gawes van die Gees, hy werk die vrug van die Gees. Ek het hierdie vanmôre neergeskryf. Kom ons lees net gou die vrug van die Gees, net daai skrif asseblief, Galasiërs 5, vers 22, almal lees om hardop gereed lees, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheers. Hoeveel van u stem met my saam dat ons kan doen meer en meer met die vrug van die Gees? Ek wil jy moet gou na daai skrif kyk gou daar. En dan kyk jy of daar iets is wat jy so bietjie kort. Is tussen jou en die Here. Moenie aan jou vrou stamp en sê, sien jy praat met jou. Jy moet sien hoe doen hulle dit. Hy stamp aan hulle man, sien jy praat met jou. Kyk gou na daai skrif. Kan ons hom nog eenmaal lees asseblief? Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheers. Is tussen ons en die Here. Niemand stel niemand in 'n verleentheid nie. Ek vra vir jou, wat kort jy dalk bietjie mee? Baie keer moet ek sê, Here, help my met geduld. Net vanmôre toe laai ek iemand op voor kerk. En ek vertel jou die reine waarheid. Terwyl ons op 'n redelike spoed is, in een oomblik stop die taxi reg voor my. En gelukkig, deur die genade van die Here, werk alles nog 100%, nie net met die kar nie, maar met my. Ek bedoel my vermoë, my oë, my ore, my reflex. Want ek kan jou verseker, as dit dalk iemand anders was daar 'n groot ongeluk. En ek gee die Here die eer, hy het my beskerm, hy het ons beskerm. Maar ek sê in een oomblik iets, want nou moet ek preek, nou bid ek in tale. As ek ry, dan wil ek nou nie baie praat nie. Ek wil nou bid. So nou sit my skoonma hier, sy hoor maar net hoe bid ek in tale. Sy wil baie praat en ek wil nou nie baie praat nie. Ek wil nou bid. En ek sê dit kliphard, want dis wat ek doen. Ek gaan nie nou kwaad word nie. Want ek moet nou preek. Want ek het gevoel, nou het jy al gevoel hoe jy kan voel.
Van julle lyk nou so heilig, nee ja. Ek het gevoel ek wil nou kwaad word en ek het gevoel, Here, jy weet, het jy al gevoel iemand moet nou net 'n klap kry? Alright, sê vir jou langs so jy moet baie meer eerlik wees, hoor, baie meer eerlik. Het jy al gevoel, kan die Here net hierdie taxi vat en verwyder? En God is my getuie, ek het nie gesondig nie, ek het nie kwaad geword nie, selfbeheersing. Maar is so gevaarlik, so baie keer op die paai, dan voel 'n ou, Jesus, ou kort so bietjie meer geduld. Want hulle maak 'n ou kwaad. En die ding is, as jy dit gaan toelaat, dan steel die duiwel jou vreugde. Ons moet so waak en bid, ek moet so waak en bid, ek bedien, ek preek. En baie keer sal die vyand op 'n Sondag voor diens jou probeer kwaad maak. Luister mooi, hy gaan iets probeer doen om jou vreugde te steel, en nou beklei jy en jou vrou, of jy en jou kinders, want hy haat die feit dat jy nou onder God se woord gaan kom sit. En dan moet jy weet, jy's op pad, jy's op pad kerk toe, en dit is presies God se wil. Jy's op die regte plek, kan jy amen sê? Ek sluit af. Die Heilige Gees moet nooit as opsioneel gesien of behandel word nie. Daar's baie kringe, baie mense wat so groot word, dan kom hulle by ons uit, of hulle kom by Pinksterkerk uit en sê, weet jy, ek het dit nooit geweet nie, ek was nooit geleer nie. En daarom dat hierdie lering so baie belangrik is. As jy kan verstaan, wie is die Heilige Gees, wat doen hy? Voor jy weer besluite neem, voor jy weer iets doen of sê, vra vir hom of dit oukei is. Hy woon binne in jou. Hy is die een wat hierdie vrug van hom in ons wil werk. En wanneer ons hierdie vrug kan uitleef, wanneer ons dit kan uitoefen, gaan die wêreld 'n baie beter plek wees. Jou familie, jou huis gaan 'n baie beter plek wees. Wil jy net jou hande so lig, en dan bid ek vir jou. Heilige Gees, ons is so afhanklik van U. Ons erken dat ons baie foute maak. Ons erken dat ons baie keer swak voel. Ons erken dat ons baie keer sommer net moedeloos is. Maar dankie dat U in ons woon, en dankie dat U gekom het om ons te lei en te leer in die hele waarheid. En vanmôre bid ek, Here, vir U kerk. Ek bid vir elke kind van die Here wat nou onder die geklank van my stem is. En ek vra, Here, mag daar 'n vars openbaring kom oor die Heilige Gees. Dit gaan ons Christenlewens in 'n nuwe vlak sit. Op alle gebiede, dit gaan ons gebedslewe, ons geloofslewe, wat die liefde betref, op elke gebied gaan ons na 'n nuwe vlak toe vat. Ek seën elkeen nou in die naam van Jesus. En Heilige Gees, ons sê vir U welkom. Ons verwelkom U, nie net hier by die kerk nie, maar in ons huise. Kom help my nou, doen dit nou. In ons lewens. Mag ons in alles deur U gelei word. In Jesus naam. Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om hom te eer, hom te behaag
en sy seun Jesus te verheerlik. Heilige Gees,